Ek wil vanmôre met daai vraag begin. Is Johannes 14 vers 16 en 17 waar? Is dit waar? Kan jy gou blaai na Johannes 14 vers 16 en vers 17? Die vraag is dit waar? Is hierdie twee verse waar? Laat ek dit vir ons lees. Jesus praat met sy disippels. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Is daai twee verse die waarheid? Nie, dit klink waar, dis in die Bybel, ek moet aanvaar is die waarheid nie, maar volgens jou oortuiging, volgens jou belewing, is Johannes 14, 16 en 17 die waarheid. Is dit 'n werklikheid? Beleef ek dit, voel ek dit? Dis amper soos 'n uitdagende vraag, soos 'n puzzle, soos 'n riddel wat ons moet probeer ontsyfer. As ek dit lees, hierdie belofte wat Jesus maak, kan ek dit aanvaar as die waarheid, die volle waarheid, en beleef ek dit as die waarheid. Is dit vir jou waar? Nou, ek wil bietjie, ons moet na die werk van die Heilige Gees gaan kyk vandag. Want ons moet bepaal of dit waar is, want dit is so 'n groot aspek van ons geloof. Die Heilige Gees, die teenwoordigheid van die Heilige Gees, dat hy by ons sal wees en in ons sal wees, dat ons hom sal ken. Dat ons 'n verhouding met hom sal hê, dat ons na hom sal luister, dat ons onder sy krag en sy leiding sal leef. Dit is waarvoor ons bid. Dis wat ons vra, Here, wys my die pad, die regte pad, en laat ek daarop sal loop. So, wat is die werk van die Heilige Gees? Nou voordat ons daarby uitkom, net hierdie subvraag, is dit belangrik? Is die werk van die Heilige Gees belangrik? Is dit belangrik vir jou om deur die Heilige Gees te leef? Is dit belangrik vir jou om saam met die Heilige Gees te leef? Om, soos Jesus gesê het, om by jou te hê en om hom in jou lewe te hê, is dit belangrik. Johannes 3, vers 3 en vers 5, gee die volgende antwoorde. Johannes 3 vers 3, daarom sê Jesus vir hom, dit is vir Nikodemus, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Daar begin Jesus met hierdie uitdaging oor die werk van die Heilige Gees. As iemand nie nuut gebore is, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Kan ek hemel toe gaan? Kan ek kind van God wees sonder die Heilige Gees? Is die Heilige Gees so krities belangrik vir my, dat ek sonder die Heilige Gees nie by God kan uitkom nie? Vers 5. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Nie gaan dit baie moeilik wees, gaan dit 'n baie groot uitdaging wees nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. As jy nie deur die Gees en deur die water gebore is nie, kan jy nie by die Here wees nie. Wat is die water? Die lewe deur die water, die geboorte deur die water is ons normale, natuurlike geboorte. Ons word gebore in ons families. En dan die volgende volgende uitdaging, en as ek deur die Gees gebore is, want dit is waar dit lê. Dit gaan nie oor my watergeboorte, dit gaan nie oor my natuurlike geboorte, of ek kind van God gaan wees of nie. Dit gaan oor, is ek deur die Gees weer gebore? Want anders gaan ek die koninkryk van God nie sien nie. Ek kan nie in die koninkryk van God kom nie. En dit is ons uitdaging. Vers 8. Die wind, hoor nou hierdie verduideliking van Jesus, hoe werk dit? Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom nie, en waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore word. Die water in ons natuurlike geboorte, om net in 'n kerk in te stap, gaan my nie my verlossing bring nie. Ek het die Heilige Gees nodig. Sonder die Heilige Gees, ek kan so hard probeer as wat ek wil. En ons gaan nou eintlik agterkom, ons gaan nie probeer nie, want ons gaan nie weet nie.
Daarom is dit so belangrik dat ons vandag gaan kyk, maar verstaan ek die werk van die Heilige Gees? Staan ek onder die leiding van die Heilige Gees? Is ek weergebore? Is ek gebore deur die Gees? Want dit is die enigste manier hoe ek in die koninkryk van God kan inkom. So ons moet na die Heilige Gees gaan kyk en net so vinnig die werk van die Heilige Gees, hy staan op 2 bene, die werk van die Heilige Gees. Die eerste een is die kosmologiese aspek. Nou kosmologies is maar die kosmos, die skepping. Ek slaan my oë op na die berge, waarvan dan sal my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, van die Skepper. Nou wat is die werk van die Heilige Gees in die skepping? Hoe werk dit? Die Heilige Gees, hoor mooi, die Heilige Gees gaan voort met die eenmaal gegewe skepping. God, die Vader, het geskep. Hy het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. En so het hy die hele skepping gemaak tot by die mens. En die Heilige Gees vat hierdie skepping wat die Vader geskaap het en hy onderhou dit. Hy sorg daarvoor. Hy hou dit in stand. Hoe is dit moontlik dat die son elke oggend opkom? Jaar na jaar na jaar. Hoe is dit moontlik dat ons seisoene het? Hoe is dit moontlik dat daar getye in die see is? God hou sy skepping in stand. Die Heilige Gees gaan voort met hierdie skepping. En ons beleef dit. Ons ontvang dit. Ons ontvang die werk van die Heilige Gees. Vorige seisoen het ons gebid vir reën. Dit was droog en dit het gereën. God kyk na sy skepping deur die Heilige Gees. Dis die eerste punt van die werk van die Heilige Gees. Die tweede een is, hy gaan uit van die Seun. Die skepping, die kosmologie, hy gaan uit van die Vader wat geskaap het en hy onderhou. Die tweede aspek, hy gaan uit van die Seun. Dis die soteriologiese, dit gaan oor die verlossing. Dit gaan oor die kruis, dit gaan oor die leë graf, dit gaan oor Christus wat opgevaar het na die hemel en die aarde, want die Heilige Gees sit die voltooide werk van Jesus, hoor mooi, die voltooide werk van Jesus, sit die Heilige Gees voort. Wat Jesus aan die kruis gedoen het, was volkome, was volmaak, en die Heilige Gees gaan aan met die werk van Jesus. So vandag gaan ons kyk na die soteriologiese aspek, die werk van Jesus en hoe die Heilige Gees daarin werk, want dit is wat so belangrik vir ons is, soos hy vers in Johannes 3 gesê het. Sonder die geboorte deur die Heilige Gees kan ons nie in die koninkryk van God kom nie. So is Johannes 14 vers 17 wat ons nou nog gelees het, die belofte wat Jesus maak, is dit waar vandag in jou lewe? Het jy die Heilige Gees ontvang? Is die Heilige Gees jou trooster? Kan ons dit meet? Kan ons na iets gaan kyk wat vir ons 'n antwoord gaan gee van, het ek die Heilige Gees of het ek nie die Heilige Gees nie? As ons blaai na Efesiërs hoofstuk 1. Efesiërs 1 vers 4 en vers 5. Dis nou die gevolg van die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het dit wat Jesus gedoen het, kom maak hy nou ons eie. Hy gee dit vir ons, hy maak ons ontvanklik daarvoor, hy plan dit in ons in. Hoor hierdie 2 verse, Efesiërs 1 vers 4 en vers 5, so het hy, hoor mooi, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Voor die skepping van die wêreld het God gehandel en ons ontvang dit vandag. Die Heilige Gees maak hierdie vers waar in ons lewens. Voordat ons bestaan het, was hierdie vers al waar vir ons. Kan jy dit glo? Voordat jy gebore is, was hierdie vers al waar vir jou.
En nou kom die Heilige Gees en deur die werk van die Heilige Gees, en ons gaan bietjie kyk hoe werk dit, deur die werk van die Heilige Gees maak hy hierdie ongelooflike belofte waar in ons lewens. Hy werk met ons. En dan kom hy en hy wys vir ons wat het hy gedoen. Dis nie ek lewe en ek lewe hierdie goeie lewe vir die Here en ek doen alles wat ek weet hy's goed en dan kyk hy na my en dan sê hy maar ek sien jy's goed. Ek wil hê jy moet my kind wees en hy trek jou in sy koninkryk in nie. Nie volgens hierdie vers nie. God handel met ons, die Heilige Gees werk so met ons. Laat hierdie verse word waar in ons lewens. En dan eers kom wys hy vir ons wat het hy gedoen. Dan deur sy woord maak hy dit vir ons 'n realiteit, laat ek kan sien, kyk wat het die Here gedoen. Ek het nie eens besef, hy werk met my nie, ek het nie eens besef, hy gaan deur hierdie proses met my nie, maar dit het gebeur. En dis die werk van die Heilige Gees. Maar wat Jesus gesê het, dis soos die wind wat waai. Waar begin die wind? As die wind begin waai, van waar af waai hy? Waar is sy beginpunt? Ons weet nie. Ek voel net hier is die wind, ek weet nie waar hy vandaan kom nie, ek weet nie tot waar hy gaan waai nie. Maar op hierdie moment weet ek, die wind is hier. En so werk die Heilige Gees in ons. Ons verstaan dit nie, maar hy kom en hy openbaar dit aan ons en sê, maar dis wat met jou gebeur het. 2 aspekte. Hy doen dit in ons, en dan wys hy vir ons, hoe dit waar geword het in ons lewens. So hoe gebeur dit? Hoe werk die werking van die Heilige Gees? Hoe kom ek by daai punt wat ek gebore word deur die Heilige Gees? Daar's so 'n hele lysie wat ek gou wil noem. Die eerste een is roeping. Die Heilige Gees roep ons, dan bind hy ons aan die woord. Dan gebeur daar iets wat ons nie verstaan nie, maar soos Jesus aan Nikodemus verduidelik het, jy word weergebore, dan kom jy wedergeboorte in. Dan kom geloof in. Kyk waar staan geloof nie. Dis nie daar heel bo nie, omdat ek glo, het God my gered. Nee. Geloof na wedergeboorte. Dan kom geloofsekerheid. Dan kom daar goeie werke uit dankbaarheid. Waar ek 'n ander lewe begin lewe, want iets het met my gebeur. Die Heilige Gees het hierdie verse waar gemaak in my lewe. En dan kom die Heilige Gees en hy wys, dit is wat met jou gebeur het. So ons gaan na net 3 van hierdie kyk, die roeping, gebind aan die woord en wedergeboorte, en sodat ons kan verstaan wat het met ons gebeur. Heel eerste, die roeping. Hoe werk die roeping? Hoe het jy by 'n punt gekom waar jy eendag gesê het, maar ek glo in Jesus Christus? Dit is nie natuurlik nie, dit is nie 'n natuurlike proses nie, iets anders het gebeur. Nou, God roep vanuit die wêreld. Ons lewe in die wêreld. Dis ons plek waar ons asemhaal, dis plek waar ons leef, dis plek waar ons invloed het. Nou in hierdie wêreld, deur wêreldgebeure, in die wêreld waarin ons lewe, deur mense en gebeurtenisse rondom ons, deur omstandighede waaronder ons lewe, ons hele lewe, vat jou hele lewe as 'n pakket. Dit word die stem waardeur God jou roep. Dis die stem waardeur God met jou praat. Deur die natuur, as jy gaan kyk na die grootheid van die natuur, van die skepping. As jy in die oggende die son sien opkom en jy besef, maar hoe is dit moontlik? Die sterre in die aande. Deur God se skepping kom jy by 'n punt en besef, maar daar moet iets groters wees. Dit kan nie maar net deur 'n groot ontploffing wat ontplof het uit niks het daar iets gekom. Dit kan nie werk nie. Daar's 'n skepper. En jy besef, maar daar is 'n God. En dan deur die geskiedenis, mense se getuienisse, as ons lees van gelowiges, die pad wat God met hulle gestap het, hoe hulle tot bekering gekom het, mense wat ons reguit hel sou gestuur het as dit van ons afhang het, hoe God hulle lewens omdraai en hulle word hierdie wonderbaarlike volgelinge van Jesus deur daai
stories van die geskiedenis sien ons hoe God gewerk het. En iets begin in ons koppe draai. Maar is daar 'n God? Ons ouers, ons praat van die doop. Ons ouers wat ons vertel van Jesus, van kleins af, hy is my Here. Hoe lief hy jou het, en jy hoor dit, en jy besef, maar dis waar. En daai behoefte kom van, ek wil hom ken. Ons sien God in die skepping, ons hoor van God, en ons begin hom soek. En dis hoe die Heilige Gees met ons werk. Dis nie my wysheid nie, dis nooit my wysheid wat sê, ek het nou 'n verlosser nodig, ek dink dit sal Jesus wees nie. Dis die Heilige Gees wat God se werklikheid aan ons openbaar. En daarom is ons getuienis so belangrik. As ek stil bly oor God se werk in my lewe, en ek was deel van God se plan om vir iemand te wys, maar die Here is 'n werklikheid, en ek bly stil, want wat gaan hierdie persoon sê, wat gaan die mense sê as hulle my storie hoor? Ons het 'n verantwoordelikheid om te getuig oor Jesus, oor wat hy vir ons doen, oor wat hy vir ons beteken. En as ek stil bly, dan ontbreek daar van die geskiedenis, van God se handeling, hoe God werk, en God moet iemand anders gebruik, sodat 'n persoon hierdie roeping kan hoor van Jesus Christus. Daarom ons moet praat, ons moet lewe, hardop lewe, sodat die wêreld kan weet, dit is die waarheid, dis ons realiteit. Die roeping, en dan gebeur daar iets. Ek hoor, en ek sien maar, daar is 'n God. Ek hoor stemme, ek hoor my ouers praat, en ek wonder maar, waar pas dit in, waar pas ek in? En God maak sy woord vir my oop. God breek sy woord oop. Miskien lees jy 'n versie, hoeveel van ons het daai broodkorreltjies of koringkorreltjies, net 'n versie wat jou so hard ruk, en jy besef, dis die waarheid. En hy bind ons aan sy woord. Nou die verwysing na die Heilige Gees in die Ou Testament is Ruach Elohim. Die asem van God. En dit is hoe hy met ons praat. Dit is God se asem wat in ons hart inspreek. Dis God se woord. Dis hierdie Bybel, ons moet met mekaar oor die Bybel praat. Ons moet met ander mense oor die Bybel praat. Ek kan nie net hierdie Bybel vir my hou nie. Dis net myne, ek gaan nie daaroor praat nie, want wat gaan ander mense sê? Dis my opdrag, gaan en maak disippels. Hoe? Verkondig die evangelie, praat. Dis nie judgmental, jy's 'n sondaar en daar's nie hoop vir jou nie. Nee, ken jy Jesus? Laat ek vir jou vertel van my Jesus. Hy het my lief. Hy het my gesterf. Ek lewe in sy vrede. Dit is my getuienis. Want ander mense moet dit hoor, want hulle moet gebind word aan die woord, want hulle moet by die volgende punt uitkom, die wedergeboorte, en ek bly stil. Nee, ek kan nie, ek moet praat, ek moet verkondig. Die Gees begin praat. En mense word gebind aan die woord. En die woord word, die skepping is die algemene openbaring, en dan die Bybel word gesien as die besondere openbaring, waar God direk praat met jou. En daarom moet ons luister as hy praat met ons. En daarom moet ons praat oor hom, sodat ander mense sy woord kan hoor. Nou by hierdie punt, party glo, en party glo nie. Party hoor die woord, en hulle glo dit, hulle aanvaar dit, party glo nie. Vir die wat glo, die wedergeboorte, iets wat moeilik verklaarbaar is. Hoe werk die wedergeboorte? Dit is die nuwe lewe. Die nuwe lewe wat God in die hart van die uitverkore sondaar inbring. Die nuwe lewe. En dit is die verskil tussen om gered te word en verlore te wees. Hierdie nuwe lewe
wat God in die hart van die sondaar inbring. Die een wat glo. Nou wat so merkwaardig is oor wedergeboorte, nêrens in die Bybel lees ons dat wedergeboorte 'n opdrag van God aan die mens is nie. Jy moet weer gebore word. Jy moet self deur hierdie proses gaan, want dit is wat Nikodemus gevra het, nou hoe kan ek teruggaan en weer gebore word? Want wedergeboorte is 'n totale afhanklikheid van God. Dis God wat handel. Geen mens kan homself weergebore kry nie. Daarom sê God nooit, word weergebore nie. Dit is sy werk. Dis hy wat met ons handel. Dit is die sterwe van die ou mens. Daai een wat God nie ken nie, daai een wat God nie dien nie. Dis die sterwe van daai mens. Dit is 'n nuwe lewe wat na vore kom. Dis 'n nuwe realiteit. Ons praat van ons is kinders van God. Ons is verlos en dit is waar dit gebeur. Ek word kind van God. Ek kry hierdie nuwe identiteit. Want God werk in my hart. Hy verander my. Ek word weergebore. Daar word 'n nuwe mens word lewend. Die ou mens is verby. Die ou dinge is in die verlede. Die nuwe is die realiteit. En dit is ons realiteit vandag. As jy bely Jesus is my Here, is jy weergebore. Jy's kind van God. Jy het die lewe. Wedergeboorte. Dis die resultaat van God se handeling deur die Heilige Gees. Dis die Gees wat dit in ons doen. Enigste manier, die enigste manier deur die Heilige Gees. Hy wat jou roep, hy wat jou bind aan die woord en dan hy wat jou nuut maak, wat jou lewend maak. Jou hart word vernuwe. Die hart van klip word uitgehaal, 'n hart van vlees word ingesit. Jou verstand word verlig. Jy sien, ek verstaan. Ek verstaan dat God alles geskaap het. Ek verstaan dat hy in beheer is. Ek verstaan dat die kruisdood volkome was vir my sonde. Ek verstaan dat my kind deel is van die verbond wat duisende jare terug gedoen is, maar ek verstaan dit. Hoekom? Want ek is nuut gemaak. My verstand is verlig. My wil word verander. Ek wil nie meer sonde doen nie. Ek wil nie meer my rug op God draai nie. Ek wil hom nie afskeep nie. Ek wil hom nie verloon nie. Ek wil die Here dien. Ek wil alles doen vir hom. My gevoel word gereinig. Want my sonde is weg. Ek voel nie meer skuldig oor die dinge van die verlede nie. Ek is nuut gemaak. Splinter nuwe sixpence het my ouma altyd gesê. Dit is wat ons is. Ons word totaal nuut gemaak. Ons word gereinig. Volkome. Totale lewensvernuwing. En dis wedergeboorte. En dit is wat God met ons doen. Dis ongelooflik. Die totale mens word aangeraak. Jy, hoor hierso, jy word herstel as beeld van God. Soos die mens in die begin geskape is. Dit is wat met jou gebeur. 'n totale nuwe mens, met 'n totale nuwe toekoms. Met die Heilige Gees in jou. En dit is ons realiteit. Weergebore, nuut gemaak. En daarom wil ek vandag hierdie vraag vra, om af te sluit. Efesiërs 1 vers 4 en vers 5. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies, om heilig en onberisplik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem, om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Is dit vandag waar van jou lewe? Is hierdie 2 verse waar in jou lewe? Het jy al die roeping van God gehoor? Roeping vanuit die wêreld waarin jy leef, die omstandighede waaronder jy leef. Vandag is jy hier en God roep jou. As jy nog nie die roeping van God gehoor het nie, hoor dit vandag. Want deur sy woord, dit wat ons gelees het, roep hy jou op. Laat hy jou bind aan sy woord.
En laat hy jou 'n nuwe mens maak, vandag, hier, nou. Want die Heilige Gees werk. As jy weergebore is, as jy 'n nuwe mens is, 'n nuwe hart, 'n nuwe wil, 'n nuwe gevoel, raak opgewonde oor wat met jou gebeur het. Jubel dit uit. Ek is verlos. Ek is weergebore. Ek is kind van God. Nie my besluit nie. Nie my gedagtes en my goeie dade nie. Deur die werk van God, daar het ons dit gelees. Toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Dis wie ek is. Kind van God, vry, nuut. Wat ons daarin sal lewe. 'n nuwe lewe, lewe hierdie nuwe lewe. Reageer op dit wat God gedoen het. Raak opgewonde. Praat oor hom. Ons moet hierdie boodskap moet uitkom. Die Heilige Gees wil ons gebruik, sodat ander mense tot geloof kan kom, sodat ander mense tot bekering kan kom, sodat hulle weer gebore kan word. Ons moet praat, ons moet verkondig, ons moet deel, getuienis, bring dit uit, lewe dit. En dis wat met ons gebeur het. As jy vanmôre nie seker is nie, praat met iemand, kom praat met my, bel my. Roeping, gebind aan die woord, wedergeboorte. As jy nie weet of jy daar is nie, praat. Vra die Here, wys my. Die Heilige Gees is ons trooster, soos Jesus beloof het. Hy is by ons. Elke woord wat ons bid, hoor hy en vat dit na die Vader toe. Jy is geroep en jy is vrygespreek. Die lewende God sê vir jou, jy is my kind, deur die werk van die Heilige Gees, deur Jesus Christus. En wat ons kan sê is, Amen. So is dit. Kom ons bid saam.